Ons sê vir julle almal baie hartlik welkom in ons aanddiens vanaand, broers en susters en jong mense. Daar is vanaand geen katekisasie vir die belydennisklas nie, wel as die Here wil, weer volgende Sondag aand. Vanaand kan u bydra vir barmhartigheid en ook vir die Emeritaatsversorgingsfonds. In die program vir die week wat aan u vertoon word, moet u net daarop let dat die aandbybelstudiegroep nie hierdie week bymekaar kom nie, maar as die Here wil wel volgende week. Die ander aktiwiteite gaan voort soos beplan. Kom ons nader nou tot die Here met die woorde van Psalm 111. Laat ons met ontzag hom noem in ons lied die Here roem, vers 1 en 2 nou en dan na die seën ook vers 4. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Laat ons
Ons skriflesing kom uit die Tweede Koningsboek, 2 Konings 2. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. 2 Konings 2. Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in 'n stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek en Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Elisa se antwoord was, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en vir hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het saam in Jerigo aangekom. Die profete van Jerigo het na Elisa toe gekom en vir hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir hom, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. 'n 50-tal van die profete is agterna en het op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daardeur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, voordat ek van jou af weggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbel deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur. Maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie. Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het en Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in 2 stukke geskeur. Hy het die mantel wat van Elia afgeval het, opgetel en weer op die wal van die Jordaan gaan staan. Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia, waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het dit na links en na regs verdeel, sodat hy kon deurgaan. Toe die profete van Jerigo, wat 'n entjie daar vandaan gestaan het om sien, het hulle gesê, die gees van Elia rus nou op Elisa. Hulle het hom tegemoet geloop en voor hom gebuig. Hulle sê toe vir hom, daar is 50 dapper manne onder ons, laat hulle tog u leermeester gaan soek. Dalk het die gees van die Here hom opgelig en ergens op 'n berg of in 'n vallei neergelaat. Elisa het geantwoord, moet hulle nie stuur nie, maar hulle het by hom bly aandring totdat hy nie meer kon weier nie. En toe sê hy, stuur hulle dan maar. Hulle het die 50 man gestuur, maar hoewel hulle 3 dae lank gesoek het, kon hulle Elia nie kry nie. Toe hulle terugkom in Jerigo waar Elisa oorgebly het, het hy vir hulle gesê, het ek nie vir julle gesê, julle moenie gaan nie. Ons fokus in hierdie preek is op vers 13. Hy het met die mantel wat van Elia afgeval het, op die water geslaan. En gesê, waar is die Here, die God van Elia, waar is hy? Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons sing nou lied 209, ons gaan hierdie lied 2 keer sing. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Geliefde broers en susters en jong mense, ons kan uit die Bybel aflei dat profete in die Ou Testament 'n bepaalde kledingstuk gedra het waaraan hulle uitgeken kon word. Alhoewel dit nie in die Bybel beveel word nie, lees ons op verskillende plekke dat profete 'n harige mantel of 'n jas gedra het. Wanneer die Here byvoorbeeld in Sagaria 13 sy oordeel oor vals profete uitspreek, dan sê hy dat hy hierdie profete uit die land sal verwyder en dat hulle nie meer harige profeteklere sal aantrek om met hulle bedrog aan te gaan nie. Nader aan ons skrifgedeelte lees ons net in die vorige hoofstuk 2 Konings 1 dat die boodskappers van die koning van Israel vir Elia teekom. En as hulle hom dan later aan die koning moet beskryf, dan sê hulle, dit was 'n man met 'n harige mantel en 'n leerskort om sy middel gebind. En dan sê die koning, dit is Elia, die man van Tisbe. Elia die profeet was dus herkenbaar aan sy mantel of jas, wat dan 'n harige profetemantel was. Ook van Johannes die Doper, vir wie Jezus sê, of van wie Jezus sê dat hy meer as 'n profeet was, lees ons dat hy klere van kameelhare gedra het, met 'n leerband om sy heupe. Of Jezus self ook sulke profeteklere gedra het, dit weet ons nie, gemeente. Ons lees wel van 'n vrou wat gesond geword het, deur net aan Jezus se klere te raak. En by sy kruisiging lees ons, was daar 'n boekleed, wat in 4 stukke verdeel is, terwyl oor die onderkleed geloot is, omdat dit in 1 stuk geweef was. So dit alles, gemeente, maar net ter inleiding, omdat ons besig is met 'n kort reeks preke oor die mantel van Elia,
waar ons eintlik die vraag wil ondersoek, wat beteken dit as 'n mens geroep word om die Here te dien? Wat beteken dit as die mantel van geloof, die mantel van Christendom op jou skouers rus? Ons het verlede week gesien dat hierdie mantel te swaar kan word. Maar hoe die Here 'n mens dan verder help, omdat hierdie mantel ook 'n mantel van versorging en vertroosting en van goddelike bystand is. Ons het vanoggend geleer wat dit beteken as hierdie mantel op jou val. As die Here jou tot 'n Christelike lewe in sy koninkryk roep. Ja, ons het geleer dat die mantel 'n onverdiende heerlike voorreg is, wat die hele fokus van jou lewe bepaal en wat sin en rigting in jou lewe gee. Ons moet nooit daardie fokus verloor nie, broers en susters. Vanaand kyk ons dan verder na hoe daar ook 'n tyd kom dat Elia die mantel mag aflê en hoe Elisa dan hierdie mantel weer opneem om met die werk in God se koninkryk voort te gaan. En dit plaas 'n baie belangrike saak op die tafel, naamlik suksesie of dan opvolging. Dis 'n saak waaroor ons goed moet nadink, want kyk, die koninkryk van God waartoe ons geroep is 'n ewige ryk. Dit strek ver oor die grense van die tyd. Maar ek en jy, ons is tydelik hier op aarde, en ons dienswerk in die koninkryk hier op aarde, ja, die mantel wat ons mag dra van ons goddelike roeping, is ook tydelik. Daar kom 'n tyd wat God bepaal, wanneer ons die mantel kan neerlê, en iemand anders dit weer oorneem. So was dit nog altyd hier op aarde in die koninkryk van God. Vir elke Moses was daar 'n Josua, vir elke Dawid was daar 'n Salomo, vir Elia is daar nou Elisa, vir Paulus was daar Timoteus. Suksesie is die goue reël waar volgens die werk van God se koninkryk hier op aarde voortgesit word. So wat leer ons dan in hierdie verband uit die geskiedenis van Elia en Elisa? Ons leer eerstens dat so 'n oordrag onvermydelik is. Selfs vir Elia, 'n man wat wonders kon doen, wat selfs 'n kind uit die dood opgewek het, ook oor hom lees ons, die tyd het gekom. En ook oor my en jou sal daar eendag gesê word, die tyd het gekom. Maar gemeente, dit kom dan op God se tyd, nie op ons tyd nie. Toe Elia daar onder die besembos gelê het, het hy gedink, nou is dit klaar met my, ek kan die mantel aflê. Maar na berekening was dit eers 5 jaar later wat die Here gesê het, ja, nou is dit die tyd. Suksesie, die tyd wanneer en die persoon aan wie word deur God gereël. Maar ons moet oop-oog wees vir die realiteit daarvan en bewustelik daaraan meewerk. Elia het geweet dat die tyd vir suksesie nader kom toe die Here vir hom 'n opdrag gee dat hy 'n opvolger moet salf. Ons het vanoggend gehoor hoe dit gebeur het. Reeds toe het Elia geweet, die tyd kom nader en tog beskik die Here nog 5 jaar wat Elia en Elisa saam kon werk. 5 jaar in diensopleiding vir Elisa. 5 jaar wat Elia sy geestelike waardes, sy geestelike testament aan Elisa kon oordra. Nou in die dae van die Bybel, broers en susters, was mense baie gestel op hulle geestelike testament. Op wat se geestelike waardes hulle sal nalat. Watter voorbeeld het ek gestel? Hoe moet my kinders of my opvolgers optree as ek nie meer daar is nie? In die Nuwe Testament het ons byvoorbeeld die 2de Timoteusbrief. Dit is die laaste brief wat Paulus voor sy dood skryf en hy rig dit aan Timoteus en dit is een en al 'n geestelike testament aan sy opvolger. Daarin lees ons woorde soos, maar jy, my seun Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif.
Daarin sien ons 'n oordrag van geestelike waardes. Ons moet besef dat so 'n oordrag ook noodsaaklik is. Dit geld vir die voorganger en vir die opvolger. Elia vra tot 3 keer toe dat Elisa eerder sal agterbly, want hy weet sy dood is voor die deur en die dood is eintlik 'n privaat saak. Maar Elisa volhard, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hy wil van sy voorganger leer. Hy wil van hom leer in lewe en in sterwe. Onmisbaar is vir Elisa die oordrag van geestelike waardes, selfs tot die einde toe. Later in die Nuwe Testament roep ook die skrywer van die Hebreërbrief alle gelowiges op. Hy sê, dink aan julle voorgangers. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Die oordra van geestelike waardes tot die einde toe is belangrik vir voorgangers en vir opvolgers. Daarom, broers en susters, dink na oor jou geestelike nalatenskap. Watter waardes wil jy aan jou kinders en kleinkinders oordra? Watter kultuur wil jy in jou maatskappy vestig? Watter voorbeeld wil jy in die samelewing of in die kerk stel? Hoe gaan die mense oor jou dink as jy nie meer daar is nie? Wat gaan hulle van jou onthou? Watter dinge sal jy graag wil hê, moet die blywende indruk wees, wat mense sal navolg? En die tyd om aan sulke dinge te dink is nou. Wie weet, is ek of jy nie alreeds in die 5 jaar grasietyd, die 5 jaar van oordrag, wat Elia geskenk was, en Elisa ook. Vir almal wat jonger is die vraag wat uit ons skrifgedeelte na vore kom, maar wie kies jy as 'n rolmodel? Wie is jou mentor, wat jy navolg, en watter waardes het daardie persoon in lewe en ook in sterwe? Vra jouself af, voor jy iemand idealiseer, iemand navolg, watter mantel dra hierdie persoon? Is dit 'n Christelike mantel van goddelike roeping, wat gefokus is op die eer van God en die gehoorsaamheid aan God en aan die diensbaarheid in sy koninkryk? As iemand so die Here volg, vir Jesus volg, dan is dit veilig om daardie persoon as 'n mentor, as voorbeeld te aanvaar. Verder sien ons in ons skrifgedeelte dat so 'n oordrag ook bewustelik gebeur. Elia reis dan doelbewus volgens die leiding wat God gee na al die profeteskole in Israel. Gilgal, Bethel, Jerigo en by die Jordaan. Hy besoek hulle almal, hy rond sy werk af, hy neem afskeid. Wat hy daar gesê of gepreek het, is nie vir ons opgeteken nie, maar dit sou sekerlik gewigtige woorde gewees het, gemeente. Wat sal jy vir jou kinders byvoorbeeld sê, as jy weet dat vanaand jou laaste aand is? En dit hoef nie oor die dood te gaan nie, eerder 'n laaste geestelike boodskap, om hulle op die regte paaie te hou. So gebeur dit ook met die leerling-profete in ons skrifgedeelte. Hulle weet almal dat Elia van hulle af weggeneem gaan word, maar Elisa verhinder hulle om daaroor te praat. Hy sê, praat eerder oor iets anders. Soek eerder nog 'n laaste kosbare geestelike les. En dan is dit ook nie net 'n eenrigting gesprek nie, sien ons. Heel laaste vra Elia dan ook vir Elisa, wat kan ek vir jou doen voordat ek weggeneem word? Ja, gemeente, wat sal 'n mens vra van die mense wat jou vooruitgaan? Vandag se mense is meestal net geïnteresseerd in die fisiese dinge wat hulle kan erf. Geld of huise of motors. Maar watter geestelike erfgoed sal jy graag wil ontvang? Wat is geestelik vir jou kosbaar? En watter geestelike mikpunte en ideale stel jy vir jouself en sê, as ek maar so kan wees, om aan God diensbaar te wees? Of is jy maar tevrede soos jy is? Salomo, wanneer hy van die Here 'n keuse kry, dan vra hy wysheid. En dit was vir die Here goed en aanneemlik dat Salomo dit so gekies het.
Maar Elisa vra iets wat miskien nog meer kosbaar is. Hy vra dat hy 'n geestelike mens mag wees. Dubbel soveel as sy voorganger, dubbel die vertroue, dubbel die geloof, dubbel die geestelike insig en kennis van God, dubbel die toewyding, dubbel die kragtige werking van die geloof. Dis nogal iets wat hy vra. Maar dit wys wat vir Elisa belangrik is, wat sy prioriteite is en wat die fokus is waarop hy sy lewe ingestel het. Die oordrag van die mantel gebeur dan ook gelowig, broers en susters. Let op die totale afwesigheid van paniek en dit in die aanskyn van die dood en van afskeid. Daar is net een en al vertroue op die Here en gehoorsaamheid aan die Here. Of daar 'n dubbeldeel van sy gees op Elisa sal kom, dit laat Elia gewoon in die Here se hande. Mag dit so wees, sê Elisa. Die Here sal bepaal hoe dit sal wees en die Here sal ook bepaal hoe Elisa hom verder sal dien. Daar is so 'n rustige gelowigheid in hierdie hele geskiedenis. Hulle het so gewoon, daar staan gesels verder gegaan totdat die afskeid daar was. So moet dit ook by ons wees, geliefdes. Jesus het die dood oorwin. Daarom is dit nou vir 'n gelowige persoon 'n gewone deurgang na die ewige lewe. En ons kan daaroor rustig wees. Die Here doen dit op sy tyd. Ons kan ook maar net gesels verder gaan op ons lewenspad. Al weet ons die dood lê voor. As die oordrag van die mantel so gelowig plaasvind, dan kom daar ook 'n ander geestelike uitkyk op die gebeure. Die leerlingprofete sien net 'n stofwolk en dan is Elisa nie meer daar. Hulle loods later selfs 'n soektog om te kyk of die wind Elia nie iewers gaan neersit het nie. Maar Elisa sien met oop geestesoë die hemelvaart van Elia in 'n wa van vuur en met perde van vuur. En hy weet dus Elia is nou in die hemel en hy soek hom nie. 'n Geestelik gelowige uitkyk op sterwe van iemand wat ons vooruitgaan maak 'n verskil, liewe gemeente. Ons weet en ons sien in die geloof. Die engele het hierdie persoon kom haal en het hom of haar weggedra na hemelse heerlikheid. En wie dit in die geloof sien, soek nie meer op die aarde rond, maar het 'n lewende verwagting wat vooruitgerig is van die weersien in hemelse heerlikheid. Ons soek nie op aarde rond na mense wat weg is nie, maar ons tel eerder hulle mantel op. Ja, gemeente, die werk van die Here kan voortgaan, want dieselfde Here van Elia is ook die Here van Elisa. Dieselfde Here wat Calvin en Postma en Tosius gelei het en soveel van ons kosbare voorgangers, is ook die Here wat vandag by ons is. Ons kan die mantel opneem en deur die genadekrag van God dieselfde en ook ander wonderlike dinge doen in diens van God en sy koninkryk. Maar elkeen op sy eie manier. Opmerklik uit die geskiedenis dat waar Elia sterk teologies apologeties teen die afgode opgetree het en die koning en die Baalpriesters gekonfronteer het, doen Elisa dit anders. Elisa wat 'n dubbeldeel van sy gees ontvang het, werk baie meer pastoraal. Hy's baie meer op die nood van mense ingestel. Die Bybel vertel vir ons van 18 voorbeelde waar Elisa mense in hulle nood op 'n wonderbaarlike manier gehelp het. En so dra elkeen die mantel van goddelike roeping en toerusting weer op sy of haar eie manier, maar met dieselfde kragtige werking van dieselfde God. En dan, ja, uiteindelik gemeente, kon Elia
dan die mantel laat gaan. Die mantel het met sy hemelvaart van hom afgeval. 5 jaar gelede wou hy al ophou, maar God het hom die krag en die roepingsbesef gegee om nog 5 jaar aan te hou en 'n pragtige pad met sy opvolger te loop. Die suksesie aan God se koninkryk het deur God se beskikking volmaak plaasgevind. Die mantel kon oorgegee word. Elia het sy roeping voltooi en in 'n triomftog is hy in die hemel opgeneem. Hy kan die harige jas agterlaat. Vir elkeen wat sy of haar roeping hier op aarde so voltooi, wag daar hemelse vreugde en vrede. 'n Vreugde waaroor Jesaja ook getuig, as hy in hoofstuk 61 sê, ek is baie bly in die Here, en my siel juig in my God, want hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel soos 'n bruidegom, wat priesterlik die hoof versiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. So ja, gemeente, as ons die mantel van ons roeping hier op aarde aflê en oorgee aan 'n nuwe geslag wat gereed staan om dit verder te neem, dan wag daar vir ons 'n ander mantel. Die mantel van geregtigheid, sê Jesaja. En daarmee word bedoel, ek en jy word beklee met die regverdige dade, die volmaakte dade van Jesus Christus wat hy in ons plek gedoen het. Dit word ons toegereken, asof ons dit self gedoen het. Dit is ook die trourok wat ons as bruid van Christus mag aantrek, en waaroor Johannes in Openbaring sê, God het haar, die bruid, dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Die sware mantel van aardse roeping word vervang met die ragfyn mantel van geregtigheid, van hemelse feesklere. En die feesvreugde begin en sal nooit ophou nie. Dis asof ons die echo van die stem van die Vader in die gelykenis van die verlore seun kan hoor. Bring die beste kleed en trek hom, trek haar dit aan. Sal ons dan nie maar in die lig van die heerlikheid wat kom en wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek, getrou in ons roeping volhard nie, broer en suster. Neem die mantel op van jou voorgangers en dra die mantel van die roeping wat God op jou lê, waardig en met ywer, voluit, end uit. En soek aan alles sy eer en sy koninkryk en sy geregtigheid. Ja, vra aan alles, waar is die Here? Waar is die God van Elia? Waar is hy? En moet niks sonder hom doen nie. En jy sal die krag van sy teenwoordigheid ervaar. Die werk wat hy deur jou gedoen wil hê, die goeie werke wat hy vir jou bestem het, deur sy genade en krag sal jy dit kan doen. En aan die einde sal jy die wonderlike woorde kan hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Mooi so, goeie en getroue diensmaagd. Kom in die heerlikheid van jou Here. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader, dis inderdaad soos U in die skrif sê, dat in die lig van die heerlikheid wat kom, ons aardse swaar kry verseker maar gering is. Dankie dat U ons oë ook vanaand weer daarvoor geopen het. Dankie Here dat ons mag weet, U werk op aarde gaan voort soos deur die eeue, totdat die volheid kom. Vanoggend het ons weer diep onder die indruk gekom van wat 'n voorreg dit is, dat U ons in die koninkryk roep. Vanaand troos U ons in die wete, dat daar ook 'n einde kom aan ons taak, op U tyd, Here, maar dat U sal sorg, dat die werke wat gedoen is, nie te vergeefs is nie, dat dit voortgeset sal word in alle goeie dinge.
Ons vra, Here, dat ons geduldig gelowig op die pad verder mag gaan. Dat daar geen paniek by ons sal wees nie. Juis omdat ons nou weer geleer het hoe magtig en in beheer U is ook van mense en mense se lotgevalle. Dat ons gesels as gemeente, as amptdraers, as dienaars, as gelowiges verder sal gaan, wetende dat deur Jesus Christus ons mekaar vir ewig het en dat die volmaaktheid wag. Dankie dat U ons so getroos het, Here. Help ons met die uitsig, die week binne te gaan en alles blywend tot U eer te doen. In Jesus naam, amen. Die kollekte kan nou afgedra word, die skakels word vir U vertoon. Dit is dan vir barmhartigheid en die tweede kollekte vir die Emeritaatsversorgingsfonds. Ons slotsang is lied 280, vers 1, 2 en 3. Here, Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Na die seën en die amen, sing ons lied 269, vers 1, 2 en 4. God bly met U, waar U ook mag gaan. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Amen.